Die Israeliete het God versoek deur hulle ongeloof. Versoek ons nie dalk ook die Here nie? Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meyburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Ek groet jou so op die voorhand van die Vrydag. Vanmôre gesels ek met jou oor die plek van toets en stry. Eksodus 17 vers 1 en vandag gaan ek weer vir jou 'n paar verse lees. 'n Paar verse. Die hele vergadering van die kinders van Israel, volgens die bevel van die Here, het van plek tot plek uit die woestyn Sin getrek en later opgeslaan daarso in Rafidium. En daar was geen water vir die volk om te drink nie. Nou hoor jy sommer hier's 'n krisis. Toe twis die volk met Moses en sê hulle twis: "Gee julle vir ons water om te drink." En vanmôre praat ek met jou oor die plek van toets en stry, die plek van toets en twis. En hy vra vir hulle: "Maar waarom versoek julle die Here? Hoekom stry julle met my en hoekom versoek julle? Hoekom toets julle die Here?" Maar die volk het daar gesmag na water. Hulle sê ons is dors. En hulle vra: "Waarom het U ons dan uit Egipte laat optrek om my en my kinders en my vee van dors te laat omkom?" Toe het Moses die Here aangeroep en gesê: "Wat moet ek met hierdie mense doen? Dit skeel maar min of hulle stenig my," sê in vers 4. En die Here het Moses geantwoord: "Trek voor die volk uit, neem van die oudstes van Israel met jou saam, neem jou staf waarmee jy die Nyl geslaan het en jou hand in jou hand en gaan weg. Ek sal voor jou by die rots op Horeb staan. Dan moet jy die rots slaan en daar sal water uitkom dat die volk kan drink." En so het hy gedoen en hy het die plek genoem Massa en Meriba, vanweë die twis van die kinders van Israel en omdat hulle die Here versoek het deur te sê: "Is die Here in ons midde of nie?" Tot daarso lees ek nou. Moses noem die plek waar die water uit die rots gekom het Massa en Meriba. Dit betekende toets en twis, toets en stry. Die plek waar hulle God getoets en met Moses gestry het. Maar hoe het hulle God getoets? En hoe het hulle met Moses gestry? Hulle het gesê: "Ons het nie water nie." Het julle ons dan nou woestyn toe gebring om ons hier te laat doodgaan? En is die Here met ons of nie? Dit was hulle probleem. En Moses was die middelman natuurlik geweest. Hy moes die stryery aanhoor, twyfel en twis teenoor die Here, die ongeloof teenoor die Here. En daarom noem hy die name, daarom gee hy die name toets en twis. Nou ek wil hê, hoor nou gou mooi vanmôre wat ek vir jou wil sê. Ek wil hê jy moet gou na jou vrou, jou man en jou kinders en al die betrokke partye in jou lewe wil ek hê jy moet 'n bietjie draai, of jy moet hulle bel, of jy moet 'n bietjie vir hulle 'n briefie WhatsApp en vir hulle sê: "Die Here is hier. Die Here is saam met ons. Die Here het ons nie verlaat nie. Ons sal nie vergaan nie. Ons sal nie ondergaan nie. Al lyk dinge nou beroerd en niks binne orde nie, die Here is hier. Ons verlosser is hier. Die wonderwerker is met ons. Alles sal ten goeie meewerk. God sal 'n plan maak. Moenie vrees nie. Moenie bang word nie. Moenie vrees saai nie. Raak rustig. Wees stil en weet dat God is. Hou op om met jou Moses te stry in jou lewe. Hou op om met jou man of met jou vrou, met jou kinders en met jou kollegas te stry. Hou op. En so versoek jy God ook, nê? Moenie God versoek nie. Moenie met jou woorde en jou gesindheid die Here toets nie. Die Here het julle tot hier toe gebring en die Here sal julle verder vat. Die Here sal voorsien en die Here sal versorg. Moenie angstig rondkyk nie. Kyk na die Here. Haal jou oë van die probleem af. Dis nou tyd om op te hou om negativiteit te saai en krities te wees. Dis tyd om jou geloof in aksie te sit. Raak stil in die situasie waarin jy is. Staan een tree terug, bekyk alles en vra: "Here, wat wil U doen? En Here, wat wil U hê moet ek doen?" Vra: "Here, gee my vrede en gee vir my kalmte." God het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Vrees dryf geloof uit, nê? Maar vrede stig jou geloof. Kom vanoggend in die rus en in die vrede van die Here. Here, ons rus in U voorsiening. En ek kies om stil te staan en stil te bly en U te vertrou. Vergewe my ongeloof. Ek sien die uitkoms
U is my uitkoms. Amen.